Ons gaan saam lees uit Efesiërs 4. Maak gerus saam met my oop by Efesiërs 4. Soos julle nou al weet, is ons 'n rukkie daarin besig. Ek dink vir die eerste seksie daarvan maak ons vanaand klaar. En dan volgende week sal ons aangaan verder. Maar ons het nou 'n rukkie lank gewerk met hierdie eerste die eerste 2 verse eintlik. En ons gaan dan nou vanaand met hierdie eerste 2 verse afsluit en dan sal ons verder gaan van daar af. Ek gaan vir ons net lees Efesiërs 4 van vers 1 af tot en met vers 6. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is vaardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede, een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Tot sover. Ons het al gekyk na die roeping waarmee ons geroep is. Ons het gekyk na die eenheid wat ons moet bewaar. Ons het gekyk na nederigheid en saggeaardheid. En vanaand wil ons graag kyk na geduld. En dan baie spesifiek, let op hierdie frase, daar staan geduld in liefde. Ek dink eintlik is geduld 'n onverstaanbare ding, veral as jy in die verkeer sit en 'n taxi maak net soos hy wil, is geduld 'n onverstaanbare ding as jy dit nie koppel aan daai geduld in liefde. En dan spesifiek hoe die Here ons lief gehad het. Voor ons begin, kom ons doen so 'n bietjie van 'n bestekopname, jou eerlike getuienis oor jouself. Wie van julle wat hier is vanaand sukkel glad nie met geduld nie? Hande op. Is oom baie geduldig. Ek sien daai glimlag. Niemand nie. Man, dan is jy op die regte plek. Kom ons praat oor geduld. Okay. Ons begin eers by die begin. Efesiërs 4 vers 1 tot 2 se opbou en se samehang moet mens goed verstaan, en ek weet julle het dit nou al 'n paar keer gehoor, maar ons herinner mekaar en onsself aan dit, aan wat besig is om te gebeur en te ontvou in Efesiërs. In Efesiërs 4 sien ons Paulus begin met hierdie opdrag, daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is vaardig is, deur mekaar met volkome nederigheid, saggeaardheid, met geduld en liefde te verdra, en dan ook julle toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar. Die hoofwerkwoord van hierdie hele gedeelte is hierdie werkwoord wat ons beveel om te sê, wandel sodat julle waardig julle roeping is. Dis die belangrikste frase in die hele gedeelte, dis waar ons die hoofwerkwoord kry. En dan wat volg op hierdie hoofwerkwoord is 'n klomp goed wat ons noem komplementêre infinitiewe. Nou 'n komplementêre infinitief, en is regtig nie belangrik dat jy hierdie tegniese detail onthou nie, maar 'n komplementêre infinitief vat die betekenis van die werkwoord verder. Eintlik kan jy sê, ek kan nie volledig verstaan wat die werkwoord sê, as ek nie ook gaan ingrawe op wat die komplementêre infinitiewe is nie. So nou sê die Here vir ons deur Paulus, julle moet wandel waardig julle roeping, en dan gaan hy verder en hy sê, okay, maar nou gaan ek vir julle leer hoe om dit te doen. Om te wandel waardig jou roeping, en dis waar die komplementêre infinitief inkom, met ander woorde die komplementêre infinitief kleer ons het 'n buitelyn prent van die roeping, en die komplementêre infinitief kleer hom vir ons in, sodat ons kan duidelikheid hê oor wat ons moet doen. Dan sê hy, hoe wandel jy waardig jou roeping? Jy lewe in volkome nederigheid, jy is 'n saggeaarde mens, jy verdra in geduld met liefde, ander mense, dalk jouself ook, en dan jy's iemand wat jou daarop toelê of hard werk daarvoor om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar, deur in vrede met alle mense te leef. So dis die opbou tot wat ons kry as ons sê ons wil kyk na geduld. Die lewe van die evangelie pas sigbaar daarby dat ons in nederigheid leef eerder as in hoogmoed, in sagmoedigheid eerder as in hard te wees met mekaar.
En julle, kom ons wees eerlik, ons is aan baie keer baie hard met mekaar, is ons nie. En ons het verwagtinge van mekaar en ons het reëls en maatstawwe vir mekaar. Die einste goed wat ons self nie reg kry nie, projekteer ons op ander mense af en ons verwag van hulle om dit reg te kry. En daarin sê die Here ook geduld eerder as ongeduld en liefde wat bereid is om ander te verdra. Hierdie is eienskappe is nie losstaande deugte nie. Dis nie net 'n klomp nice goed wat die Here hier opnoem wat jy moet gaan doen nie. Hy leer vir ons deur die woordbou en die sinsintaksis hierso dat dis die eienskappe van hulle wat streef om waardig die evangelie te leef. Met ander woorde, jy moet ook sien dat die bedoeling binne in hoe dit geskryf staan in die oorspronklike taal is dat die Here vir ons leer dat sonder hierdie goed is jy nie besig om jou roeping in die Here uit te leef nie. As jy sê ek wil waardig wandel die roeping wat die Here vir ons gegee het, en is eintlik pragtig as jy teruggaan na die begin van die Efesiërsboek toe, dan sê die Here vir ons hierdie is nie 'n nuwe ding wat hy met jou doen nie. Voor die grondlegging van die aarde, Efesiërs 1 vers 4, het God julle uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Met ander woorde, voor die grondlegging van die aarde was daar 'n sekere manier wat die Here wou gehad het, disippels van Jesus moet leef. En dan kom hy hier en hy sê, okay, hierdie roeping van julle, hierdie manier wat ek julle uitverkies het om te leef, waarvoor ek julle bestem het, dit word geken deur al hierdie goeders, maar vanaand dan spesifiek geduld. Dat julle geduldig is met mekaar. Nou mense, ek weet nie van julle nie, maar geduld is nie so maklik nie. Nee. Veral beleef ek dat geduld met mense se foute, geduld met mense se louheid, geduld met mense se onbetroubaarheid iets is wat baie moeilik is om te verwerk. Geduld is nie so maklik nie. En dan gaan ons nog nie eers na die praktiese geduld kwessies in ons lewe, soos hoe ek geduldig is wanneer ek in die verkeer vassit, of hoe ek geduldig is wanneer ek in 'n debat met iemand betrokke is, of hoe ek geduldig is wanneer iemand van my verskil, of iemand my aanvat. Ons eie tydse tendens is, ek moes lankal aangeskuif het. Ons eie tydse tendens is dat ons lewe in 'n wêreld waar verhoudings, en nou praat ons nie van 'n verhouding mag nooit gebreek word nie, dis onnatuurlik, dit is nie wat ons sê nie, maar verhoudings in die algemeen raak al hoe meer weggooibaar. Wanneer iemand ons teleurstel, wanneer iemand van ons verskil, wanneer iemand my irriteer, is die moderne antwoord dikwels, ag ek sny hulle af, of ek gaan aan, of ek het niks met jou te doen nie, ek skuld niemand niks nie. Maar die waarheid is dat Jesus Christus, ons Here, roep ons tot 'n ander pad. Hy roep ons tot 'n pad waar ons in geduld mekaar in liefde verdra. Julle herken hierdie woorde as ons sê dat ons in geduld mekaar met liefde verdra, want dis iets wat gereeld in die woord van die Here voorkom. Dat die Here wil hê dat ons geduldig met mekaar moet wees en dat daai geduld sal lei tot verdraagsaamheid. En dat daai verdraagsaamheid sal gebeur in liefde. Ek kyk na jou en ek sien 'n mens wat volgens menslike standaarde, volgens Bybelse standaarde ensovoorts nog tekort skiet op verskeie terreine. Nou elkeen van julle en na myself, die heel meeste. Maar ek is geduldig daarmee want ek besef die Here is met ons almal op pad. So is ek ook geduldig met myself want ek besef die Here is ook met my op pad. Nou in kontras met hierdie eie tydse tendens moet ons mekaar sê dat geduld maak verhoudings vashoubaar. Dis regtig so. Paulus gebruik die woord makrothemia, en jy hoef dit nie te onthou nie, dit het niks met jou saligheid uit te waai nie. Ek wil altyd sê, as ek die Griekse woorde gebruik in 'n preek, dat jy nie daarvoor die hekke van die hemel gaan staan en hulle vir jou gaan vra, wat was die Griekse woord vir geduld nie. Maar sê dit nou nooit nie, maar dis regtig waar so dat jy gaan nooit hierdie goed hoef te antwoord nie. Die rede hoekom ons dit gebruik en uithaal is omdat dit vir ons soveel dieper betekenis gee van wat eintlik gesê word. En nie die woord dui letterlik op daarop dat jy lank van die meer sal wees. Nou ons almal ken baie goed van kort van die meer, is dit nie? Om kort van draad te wees. En dan ons Afrikaner mans, net so versigtig sê ek dit,
het nou nogal die neiging om te sê, ag ek is maar so gemaak en so laat staan, my draad, my lont, wat ook al ons wil sê, is baie kort, maar die Here sê, daar's geen sulke dinge nie. Hy sê, mense wat wandel waardig hulle roeping is makrothemia, met ander woorde, dis mense wat 'n lang meer het. En as jy nie 'n lang meer het nie, dan sê die Here vir jou, maar dis nou tyd dat jy daaraan begin werk. En dis nou tyd dat jy leer om lank van die meer te wees. Dit beteken om nie vinnig kwaad te word of moed op te gee met mense nie. So, dit word gevolg met 'n partisipium, en julle gaan nou hoor hoekom ek hierdie goed sê. Die woord is anekthymia, om te verdra, so die twee werk eintlik saam, om lank van die meer te wees en mense te verdra, of uit te hou met, en 'n partisipium is 'n handeling wat voortdurend is, vir julle wat taalkundig tegnies is, dis amper in die Afrikaans is 'n teenswoordige deelwoord. Met ander woorde, ek is nou besig om asem te haal, en bid tot die Here, vir so lank as moontlik sal ek die vermoë hou om asem te haal. Ek wil nie graag nou ophou asemhaal nie, want die gevolge sal detrimental wees, nê. So, 'n partisipium sê presies dit, ek's besig met 'n aksie, en ek het nodig om daarmee voort te gaan. So die Here sê, nie ek maak vanaand 'n verklaring, ek is geduldig en verdraagsaam teenoor mense, en dis waar dit stop nie. Ek sê vanaand vir myself, voor die Here en vir my medegelowiges, ek sal leer om lank van die meer te wees en mense te verdra, en ek sal aanhou daarmee, en aanhou daarmee, en aanhou daarmee. Want ek beloof jou, dit gaan nie lank wees nadat ek sê amen vanaand nie, voor jy frustreerd is met iemand of ongeduldig raak met 'n situasie. So die Here leer vir jou hier om te sê dat hierdie is goeders waarin jy nooit ophou werk nie. As jy wil waardig jou roeping leef, is jy konstant besig om te leer om lank van die meer te wees en om uit te hou met mense om hulle te verdra, soos wat die Here ook met ons uitgehou het. En dan kom ons by 'n punt wat sê liefde laat geduld realiseer. Ek dink dis die enigste manier, en die Bybel leer ook vir ons so, dis die enigste manier waarop ons werklik waarin geduld met mekaar sal kan leef. Dis opvallend, Paulus sê nie ons moet mekaar verdra ten spyte van liefde nie, maar hy sê in liefde. So hierdie verdraagsaamheid en hierdie geduld wat van ons verwag word, word daar vir ons geleer in liefde. En agape liefde is die soort liefde wat sê ek is bereid om vir jou opofferings te maak. Ek is bereid om ter wille van jou te verander. Ek is bereid om ter wille van jou welstand nuut te doen. Ek is bereid om aan myself te werk, om hierdie enginekamer van my oop te maak en te sê, maar daar's 'n paar verstellings wat gemaak moet word hier binne. Dis wat agape liefde is. En dis wat die liefde is waartoe ons opgeroep word hier. So liefde is nie 'n beloning na verdraagsaamheid nie. Liefde is die lewenssfeer waarbinne verdraagsaamheid en geduld kan realiseer. As jy nie jou lewenssfeer, jou lewensomgewing, jou lewensruimte inkleer met liefde nie, gaan jy dit nooit regkry om geduldig en verdraagsaam te wees nie. Dis wat vir ons gesê word hier. Hoe kan ek dit regkry om selfs met jou tekortkominge en jou gebreke en die goed wat ek dink wat jy doen is totaal belaglik? Hoe kan ek dit regkry om dit in geduld en verdraagsaamheid te verdra? Omdat ek jou liefhet en na jou kyk in die liefde van die Here. En dan kom ons by 'n punt waar ons as disippels van Jesus sê, maar my reaksie moet totaal anders lyk as die van die wêreld. Hoe ek doen moet heeltemal nuut lyk. Kom ons vra 'n paar vrae. Net so goed wat jy soms so in jou hart vir jouself kan antwoord. Hoe reageer die wêreld op moeilike mense? As jy nou vir jouself vir 'n oomblik net dink, gaan na sosiale media toe, maak jou oë toe en gaan na 'n spesifieke Facebook plasing dalk, ek weet nie, gebruik mense nog Facebook of X of wat ook al daar nog is, gaan na 'n spesifieke plasing toe en gaan kyk hoe reageer die wêreld op mense. Jy hoef nie eers te sê op moeilike mense eintlik nie. Wie van julle het onlangs, en nou is ek van die punt af, iets waar ek gereeld met ander dominees raas, nou doen ek dit. Maar die sangeres Irene Louise van Wyk, wat baie gewig verloor het, wonderlik, prys die Here, dat sy so gedissiplineerd was, en nou 'n operasie moet kry, en hoe sleg mense haar sê. Ongelooflik, mense kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo dat mense met bewustheid in hulle harte daai woorde vir 'n ander mens kan tik nie.
kan nie dit glo nie. En dis wat mense maak. So ons vra daai vraag, hoe reageer die wêreld op mense en op mense se dinge? Hoe reageer die wêreld op jou foute? En dan vra ons in teenstelling met dit, hoe reageer Jesus op sondaar se foute? Hoe reageer Jesus? As al Facebook was 2026 jaar terug, wat sou Jesus daar getik het? Die punt hoekom ek hierdie goed noem is, dat ons sal besef dat daar 'n radikale verskil in hoe ons as mense dikwels op mekaar reageer en in hoe Jesus op ons reageer. My kop gaan altyd terug na een verhaal. Die vrou wat op oorspel betrap is. Sy lê daar in die stof. Hoeveel keer in jou lewe lê jy in die stof? Jy het so aangejaag dat jy nie weet hoe om op te staan nie. Ek bevind myself gereeld daar. Sy lê daar in die stof. Sy stikkend. Daar staan 'n hele kring van mense om haar. Almal met 'n klip in die hand gereed om haar te gooi vir die swakheid wat sy gedoen het. En wat is Jesus se teenvraag? Hy sê die een van julle wat nie fout gemaak het nie, gooi die eerste klip. En daar's niemand wat dit kan regkry nie. Jesus kon dit regkry, want hy het niks verkeerd gedoen nie, maar hy tel nie klippe op om te gooi nie, want die bedoeling van sy hart en sy mission in die lewe is om mense nie te maak. En daarom sê hy vir daai vrou, ek doen dit ook nie. Gaan jy en gaan doen nie meer wat jy gedoen het nie. As ons binne die sfeer van Jesus soort liefde werk, dan verander hoe ons kyk totaal. Dan verander dit hoe ons na mekaar kyk en dan raak dit moontlik om mekaar in geduld en liefde, verdraagsaamheid te verdra. Want die kerk, en dis die waarheid van ons roeping, wys die mooiste iets van Jesus. Nie wanneer almal dieselfde is nie, want dis onmoontlik, dit sal onnatuurlik wees. Vir my om hier te staan en te sê, luister julle, almal moet soos ek wees. Of julle almal moet soos Hannes wees. Of konformeer tot my paradigma van sienings en dinge doen. Dis nie natuurlik nie, dis geen waarvan die Bybel leer nie. Die kerk wys die mooiste beeld van Christus, wanneer gebroke mense mekaar liefhet en verdra, soos Jesus wat heel was, gebroke mense liefgehad het en verdra het. Die wese is eintlik, doen aan ander, soos Christus aan jou gedoen het. As die Here vir ons sê, mense, julle moet met mekaar saggeaard wees. Mense, julle moet met mekaar geduldig wees, julle moet mekaar in verdraagsaamheid en liefde verdra. Dan sê hy eintlik, doen aan ander soos wat ek aan jou gedoen het. Want jy het gekom voor my as 'n sondaar. Die Bybel leer ons was vyande van God. En die Here het jou in geduld, in liefde, in verdraagsaamheid aanvaar. Ons fokus is nooit, ek moet van almal hou nie. Ons fokus moet wees, ek moet almal behandel, soos Jesus Christus my behandel. En daarom begin ek met nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdraagsaamheid. En ek eindig met die doel daarvan om my roeping uit te leef voor die Here. En weet julle wat is die wonderlike ding? Dat geduld skep 'n lewensomgewing en ruimte waar ons almal saam kan groei. As ek leer om geduldig met jou te wees, en jy leer om geduldig met my te wees, dan kan ons saam groei nader aan die doel wat die Here vir ons het. Maar as ons ongeduldig is met mekaar, nie verdraagsaam is met mekaar nie, dan squash ons daai lewensruimte wat eintlik bedoel was vir 'n omgewing waar ons kon groei. Die geduld waarvan Paulus hier praat, is nie om bloot stil te bly wanneer iemand jou irriteer nie. Hierdie woord makrothemia waarna ons gekyk het, beskryf iemand wat lank van die meer is, wat nie gou moed opgee met ander mense nie. En dis juist so goed met ons sy kinders werk, wat ons nou gehoor het. Hy skryf ons nie af die eerste keer wat ons struikel nie. Hy gee vir ons tyd vir bekering, tyd vir groei, tyd vir verandering. Ons het vanoggend verwys na Lukas 15, met die verhaal van die verlore seun. Daai seun het in 'n ander plek regtig waar tot 'n val gaan kom. En sy vader het hom tyd gegee om terug te kom en sy les te leer. Daarom moet ons weet dat Bybelse geduld is nie swakheid nie, maar liefde wat bereid is om te wag. Liefde wat bereid is om tyd te gee vir ander mense om te groei.
En in 'n gemeente, soos ons gemeente, beteken dit nie dat ons nie onmiddellik, beteken dit dat ons nie mense onmiddellik afskryf wanneer hulle ons teleurstel of anders as ons dink of stadiger as ek groei of nie so betrokke is by die kerk soos ek nie. Liefdevolle geduld sê, ek sien jou gebreke, maar ek gee nie op jou nie. Want ek en jy is saam op mission, saam met die Here. Dit beteken nie dat sonde goed gepraat word nie, natuurlik nie. Maar dit beteken dat ons mekaar begelei, soos Christus ons as mense begelei. Dit beteken dat ons mekaar uit daai stof uit optel en sê, gaan doen jy nie meer nie. 'n Gemeente word juis opgebou daardeur, as disippels van die Here, nie net mekaar se sterkpunte verdra, en sê, hier, weet julle, hierdie Johan, hierdie ou kan sing. Ek is so bly, hy sing so mooi, laat ons kan worship vanaand nie. En Hannes kan 'n klavier speel, dat die dinge meter vorentoe staan as hy klaar is. Beteken nie, ons is net so bly oor hierdie goeie goed nie. Ons sê, weet jy wat, die feit dat hulle dit en dat en die nie doen nie, ek het geduld daarmee. Want Jesus het geduld met die feit dat ek hierdie en daardie en die nie doen nie. En ons gemeente word opgebou, want ons nie mekaar se sterkpunte verdra nie, maar mekaar se swakhede met liefde dra, terwyl God in ons elkeen werk. Let op die woord gebruik daar. Mekaar se swakhede met liefde dra, om te sê, broer, suster, vriend, ek wil nog saam met jou groei. Niemand van ons is waar ons behoort te wees. Niemand van ons nie. Maar as ons mekaar se hande vat, groei ons dalk so 'n bietjie vinniger na die plek toe waar ons wil kom. Kom ons sluit af, geliefdes. Christus gee nie op nie. Daarom moet ons ook nie met mekaar opgee nie. En dis wat die wese van geduld is. Ons leef in 'n wêreld wat mense so vinnig weggooi, wanneer iemand sou klaarblyklik lastig raak. Maar Christus doen nie so met ons nie. Hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Hy dra ons nog elke dag met geduld. Hy gee nie op ons op nie. Hy kyk na jou en hy sien nie iemand wat hom al soveel keer teleurgestel het, dat niks meer met jou wil doen nie. Maar hy sien iemand na wie hy roep, iemand wat hy soek, iemand wat hy werf. Matteus 18, daai beeld van die 99 lammers wat in die veld gebly het en die een wat verlore geraak het. Elke dag van jou lewe is jy daai een lam. En die wonderlike ding van jou herder is dat hy nie ophou om na jou te kom soek nie, maar dat hy aanhou en volhard. Hoekom? Want hy het geduld met jou. En daarom roep Paulus ons in hierdie gedeelte deur die Heilige Gees om waardig ons roeping te handel, deur mekaar in liefde te verdra, deur met mekaar geduldig te wees, deur te streef na en te leef in en uit te blink in nederigheid, sagmoedigheid, geduld en liefde, wat sigbaar word. Want wanneer dit sigbaar word in my en jou, sien die wêreld iets van Jesus Christus, wat deur en in ons lewe. Die evangelie verkondig nie net wat ons sê nie, maar ook die manier waarop ons doen. Daarom moet die wêreld kan sien. Die manier waarop ons liefhet, skep 'n sweer vir geduldige verdraagsaamheid vir mense, tot die eer van die Here en die uitbou van sy koninkryk. So, ongeduldig is, praat met myself, ek kyk daar agter, ek weet nie of het julle al gesien nie, kyk gou om, daai venster van die konsistoor van die moederskamer is eintlik 'n spieël. Ek sien nou ek het skrapnel van my lekker middagslaap iewers nê. Maar as ons dominee so praat, dan praat ons eintlik die meeste met onsself. Ons kyk heeltyd vir daai son daar wat daar agter staan. So ongeduldig is, mag jy leer om in die liefde vir die Here in geduld 'n lewenssweer, lewensomgewing ruimte te skep vir geduldige verdraagsaamheid in Jesus ons Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons as gelowiges, as disippels van U, ook deur U geduld, deur U verdraagsaamheid in U liefde gered en vernuwe word. En ons eenvoudige gebed is dat U ons sal lei deur die woord en gees om ook uit te gaan en mense van geduld en verdraagsaamheid in liefde te wees. So bid ons van die Here in Jesus se naam. Amen.